Vandag se Bybelstorie gaan oor 'n man met 'n groot geloof en 'n nog groter boot. Lang gelede was die wêreld vol mense wat nie na God geluister het nie. Hulle het gedoen wat hulle wou en dit het hartseer en chaos gebring. Maar een man, Noag, het besef en anders geleef. Hy het God liefgehad en hom gevolg. Kom ons kyk wat Benny en Trixie van hierdie storie dink. Wag 'n bietjie, 'n boot in die middel van die land. Dink jy hy was bang dat die boot gaan wegdryf sonder hom? Of dalk was hy net moeg vir verkeer en wou sy eie ark-taxi hê. God het vir Noag gesê om 'n groot ark te bou. Dit moes groot genoeg wees vir sy familie en 2 van elke soort dier. Elke soort, soos slange. Ek sou 'n Noag met 'n korter lys gewees het. En hoenders. Ek sou 'n hele afdeling net vir hoenders gehou het, met klein hoenderstoele. Terwyl mense gelag het vir Noag, het hy bly werk. Hy het God vertrou, selfs al het dit nie sin gemaak nie. Dis nogal cool. Ek lag soms vir dinge wat ek nie verstaan nie, maar Noag het nie teruggelag nie. Hy het net gebou. Ek sou ook bou, maar eers 'n koek eet, dan bou. Toe die ark klaar was, het die reën begin val en Noag se gehoorsaamheid het hom en die diere gered. So, gehoorsaamheid is soos 'n reënjas. Jy merk eers hoe belangrik dit is as die storms kom. Of soos 'n koekie. Jy weet dit is lekker, maar dit word eers regtig waardevol as jy honger is. Noag het ons gewys dat as ons luister en vertrou op God, hy vir ons sal sorg. Selfs al verstaan ons nie alles nie. Ek wil ook so wees. Bou groot, vertrou groter. En deel koekies in die ark, want elke dier het 'n happie nodig. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons sorg, net soos U vir Noag gesorg het. Help ons om te luister, te vertrou en gehoorsaam te wees, al verstaan ons nie alles nie. Amen. Totsiens maatjies. Bou iets mooi vandag, soos 'n glimlag vir iemand anders. En eet 'n koekie terwyl jy dit doen. Totsiens, tot volgende keer. Totsiens maatjies. Mag julle vandag groot bou en nog groter glo.